Here, dankie dat U 'n onuitputlike bron van liefde, van lewe, van genade is. Dankie dat ons dit kan beleef in ons eie lewens en dat ons dit vanmôre kan bid, Here, vir 'n wêreld daar buite. Vader, ek kom in Jesus se naam vanmôre en ek sê vir U dankie. Dankie dat ons as 'n familie, as 'n gesin bymekaar kan wees om as U kinders net vanmôre aan U lof te bring. En ek bid, Here, vir dit wat nou hier gaan gebeur, dat dit sal wees tot eer van U naam. Ek bid vir elke diens in die dorp, elke kerk, elke gemeenskap van gelowiges wat vanmôre bymekaar is in Jesus se naam, Here, dat U regtig oral sal stop deur U Gees, Here, en net by mense oortuiging bring van U liefde. Ons eer U en ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. En amen. Goeiemôre, baie welkom. U mag gerus U sitplek neem. Ons sal vanmôre net vir 'n individu sê baie dankie vir 'n windmasjien. Ons sal kyk of ons nog een in die hande kry vir daai kant. Dis gelukkig nou nog net 'n kort somer wat oor is. Daar is 'n aanbod van nog een, baie dankie. Ons sal hom nie nou gaan haal die volgende week. Julle daar aan daai kant van die saal in geloof. Ons gaan hom vat, baie dankie. Hallo die wêreld daar buite. Vertrou dit gaan goed met julle. Ons wil vanmôre vanuit Jeffreys Bay vir julle sê, julle kan maar kom. Dis Paasnaweek. Dit is vir my persoonlik die lekkerste weer van die jaar. Maart, April, Mei. Dis baie warm. Die wind waai nie baie nie. Die see is baie lekker. Die dorp is nie baie besig nie. Kom kuier vir ons. Dit is so lekker. Wat 'n voorreg. Goeie nuus. Ek wil jou gou uitnooi. As jy in Jeffreys Bay bly en jy het nie 'n geestelike tuiste nie of jy is lus om te kom saamkuier, ons hier as ons vriende en familie ontvang. As jy kom kuier in die dorp, Sondag die 5de April opstanding Sondag, doen ons 6:00 in die môre 'n opstandingdiens by Lower Point hier onder op die strand. Ons het dit die laaste 2 jaar gedoen, die vir julle wat al daar was. Dis 'n belewenis, dis iets anderster. Kom saam, kom kuier saam en na die tyd, soos regte mense dit doen, bring elke ou 'n kilometer wors saam en ons gaan net lekker kuier en net lekker celebrate die liefde van Jesus ons as 'n gesin. Dit is vanmôre 'n nagmaaldiens. So ek wil jou vra, kry jou nagmaal elemente bymekaar, pos gou die uitsending. Kry jou familie en jou nagmaal elemente bymekaar, dan gebruik ons dit saam aan die einde van die diens. Ons vertrou julle gaan lekker kuier saam met ons. Baie dankie. Die spruite, julle kan uitbeweeg. Baie dankie. Geniet dit wat julle doen. Ons gaan julle terugroep vir die nagmaal, hoor. Ons gaan vir julle terugroep. Sommige net ook vir jou wat dit nou gehoor het daar. Bedien ons nagmaal aan kinders? Ja. Ons bedien nagmaal aan kinders van die Here. Ons oortuiging is dat Jesus sê, so gereeld as jy by mekaar is, gedenk dit, my liggaam gebreek vir jou, my bloed gevloei vir jou, en dat kinders wanneer hulle op 'n ouderdom kom van toerekeningsvatbaarheid of van verstaan van die genade en die liefde van die Here, as jou kind so oud, maak nie saak hoe oud is nie, saam met jou daar is vanmôre en hy sê, mamma, pappa, ek is lief vir liewe Jesus, ek verstaan hoekom hy dood gegaan het vir my en opgestaan het uit die dood vir my, ek wil ook nagmaal gebruik. Dit klink vir my min of meer. So daar is kerkgenootskappe en ons gaan nie daaroor baie gesels nie. Ons sê hier by ons, jy kind van God is jy welkom. Ons gesels oor die onderwerp met jou in gedagte. Julle, hoe meer ek hierdie goed nou vir myself voorberei en uitwerk en lees en dis net vir my fenomenaal dat vir my, Koos, hierdie tema skielik waar geword het. Ek het nog altyd die Bybel gelees en ek het nog altyd
gedoen wat ek doen en preek en bedien mense en wat. Maar net die one-liner van God het besluit om sy hele storie, sy liefde, sy genade, sy ewigheidsplan, al groot woorde, enige woorde, het hy besluit om dit aan te teken in die Bybel, soos ons hom ken vandag, deur homself te openbaar deur sy Heilige Gees aan jou, met jou in gedagte, met my in gedagte. Dis amazing, kan jy dit dink? So lief het God die wêreld gehad, jou ingesluit. En dit het gebeur, jou ingesluit. En dit gaan gebeur, jou ingesluit. So as ons vanmôre praat oor die tema van met jou in gedagte, dan gaan ons praat oor die instelling van die nagmaal. Ons is besig om op te beweeg na die lydenstyd en die kruisiging en die opstanding en Paasfees en al daai dinge. En die advent is ons min of meer nou daar waar Jesus saam met sy disippels by 'n tafel gaan sit en hy sê, ek stel die nagmaal in soos ons hom ken vandag. Met jou in gedagte. Ek wil hê jy moet dit oor en oor vir jouself sê. Jesus berei 'n feesmaal voor met jou in gedagte. Matteus 26 vanaf vers 17. Die opskrif sê, die Paasmaaltyd word voorberei. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus toe en hulle vra, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord, gaan in die stad na so en so en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is naby. Hoor hierdie woorde, in jou huis. Julle, nie by die kerk nie, nie by die tempel nie, nie by in jou huis. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle opgedra het en die Paasmaaltyd voorberei. Dis vir my amazing, wat lees 'n ou hier, wat staan nie hier nie. Die eienaar van die huis word nie geïdentifiseer nie. Anders kon ons nog sê, wag, is alweer ou Paulus, nê? Of Petrus, of Stefanus, of wie ook al, nee. Gaan na so en so. Hoe lyk so en so? Daar's hulle, so en so. Dam en Dammer, Laurel en Hardy. Ja, Tom Dick en Harry. Gaan na so en so sy huis toe. Hoe oulik is dit? Van Jesus om te sê, weet wat, ek kom na jou huis toe. Ek kom nie net na Kerkstraat 1 toe nie. Ek kom na die hele Kerkstraat toe. Ek kom na die hele Jeffreys Bay toe, ek kom na die hele Suid-Afrika, ek kom na die hele wêreld toe. Daar waar jy is vanmôre. Jesus sê, ek wil in jou huis, wil ek kom nagmaal gebruik. Wil ek vir jou kom bedien met my liefde. So ons moet dit met jou in gedagte. Jesus doen nie goed net per ongeluk, dis intentioneel. Dis intentioneel dat Jesus sê, gaan in die stad toe, kry vir so en so, en dan gaan hou ons daar, Paasnaweek, Paasmaaltyd. Ons het dit nou al gesê van die voertuie en van die dit en die dat. God is nie 'n aannemer van persoon nie. God het nie witbroodjies nie, God het nie uitgesoekte, God het kinders. God het 'n familie en ek en jy is deel daarvan. Dis die eerste ding wat ons doen. En dan ook sê Jesus vir die disippels, gaan en berei die ete. Gaan en berei die plek voor. Onthou julle toe Jesus die disippels uitstuur 2:2, toe sê hy, gaan en maak die mense my disippels. Gaan vertel hulle. Jy sien, ek en jy moet weet vandag dat ek en jy het die voorreg en die verantwoordelikheid om disipelmakers te wees. Ek en jy het die voorreg en die verantwoordelikheid om na so en so sy huis toe te gaan en te sê, wie wat, die Here is op pad. Hy kom hier by jou eet vandag. Kom ons berei
gou die tafel van jou hart. So ek en jy as disippels het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy as disippels het die voorreg om te sê, ons bring Jesus se liefde in jou huis in. Ek het net nou 'n ouer dame verbygekom, en ek het nou nie deel van die gesprek nie, maar ek sien sy was daar en vra vragies, en toe sê sy, ouma, nou het sy iets vergeet, ek kom nou, en nou het sy nie teruggekom nie. Dalk het sy iets vergeet. Mense daar buite is soekend. Mense daar buite is alleen. Mense daar buite is eensaam. Mense daar buite verlang en sit en wag vir ek en jy om ons huis in te stap en te sê, hallo so en so, Jesus wil vandag by jou kom eet. Dis vir my die eerste waarheid van God het jou in gedagte gehad. Jou huis en jy wat in ander mense se huise inbeweeg. Kom ons kyk wat daar gebeur, Matteus 26 vanaf vers 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem eet, dit is my liggaam. Die liggaam bestaan uit baie dele, ledemate, tone, voete, enkels, kuite, kniege, bobene. Ek het oor die naweek 'n vet verlê hier in my heup. Hy is deurmekaar, hy wil nie so nie. Maar en dan is dit amazing as jy nou jou heup so 'n bietjie stywerig is. Vanoggend stap hier twee mense in met stywe heupe. Daar's 'n stywe heup en daar's 'n stywe heup. Met verskillende redes en verskillende oorsake. Maar is dit nie so dat as die woord vir ons sê, as een deel van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. En ek hoop nou nie ek kry nou 'n erge hoofpyn laat almal ook 'n hoofpyn kry nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net dat Jesus se vergelyking van die brood met sy liggaam sê vir ons, ek en jy is deel van sy liggaam. Ons het verlede week by die klein groep nogal bietjie tyd spandeer rondom brood. Daai jare was brood die kos van die dag. Hulle het nie 'n deli gehad wat snaakse goed, hulle het brood gebak. En brood was oulik. Skons het nou eers agterna gekom. En paasrolletjies met hoekom sit hulle droë druiwe in brood? O my hemel tog. Ek dink daai is nie brood nie. Maar die brood wat Jesus van praat hier, het bestanddele ook. Het 'n bietjie meel, ek is ou meelsak, en dan is daar 'n bietjie sout, jy sit 'n knippie sout. Daar's 'n bietjie olie, dit kan jy wees. Daar's 'n bietjie wat ook al, ek ken nie die resep nie, maar daar's goed in brood. En as jy brood nou wil lekker maak, dan verf jy hom sommer met botter bo op, nee. Oei, jy sien nou. Ek lyk mos so nie so van water drink nie, nee. Maar brood gee vir ons die uniekheid van die mense. En as Jesus 10 broodjies gehad het, 11, 12 saam met sy disippels, en hy het nou vir elkeen 'n broodjie gegee, dan was hulle individuele broodjies. Maar Jesus kom en hy vat die brood en hy breek hom. En hy sê, jy is deel van my liggaam. Nou, ons gaan vanmôre daai brood breek, daar lê hy. En dit is so, ander Sondae dan gebruik ons nou maar die goetertjies, dit gaan net oor die logistieke. As jy nou in 'n kerk is met 1000, 2000 mense in die gehoor vanmôre, dan gaan dit ure vat om 1000 mense te bedien met 'n brood. En hoe groot is daai brood om almal uit een brood 'n krummel te kry? Okay, maar as ons vanmôre hierdie brood breek, dan wil ek vir jou vra dat jy dit in gedagte sal hou dat Jesus het dit gedoen met jou in gedagte. Jesus het gesê, wie wat?
as jy 'n happie van hierdie brood kom vat, en of jy nou vanmôre 'n homp wil vat of net 'n ou, dis jou deel in sy liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Dieselfde konsep, hy vat 'n beker, ons het kelkies, kom uit een bottel uit, as jy dit wil verder terugvat, dit kom uit een fabriek uit, dit kom uit een wynplaas se druiwe uit, dis druiwesap. So die eenheid wat Jesus die heeltyd deurgee, is van, word net deel. Word net deel van dit wat ek vir jou gedoen het. Hier kom die boodskap. Hoekom nagmaal? Hoekom gebruik ons nagmaal? Ja, Jesus het gesê, doen dit. Maar kom ons vra vir mekaar 'n paar vrae rondom die nagmaal. Vanmôre die eerste vraag. Onthou wat Jesus vir my gedoen het. Onthou jy? Onthou jy as jy nagmaal gebruik? Of is dit net nog die eerste Sondag van die maand gebruik ons nagmaal? Eers en dis logistiese uitdaging, jy moet kom. En daar's ouderlinge en diakens en bedieningsspanne en moet net nie die sap op die mat mors nie en maak net gou en die band moet net 3 minute en 32 sekondes speel en dan moet daar rook uit die lug uitkom en dan moet daar 'n blou lig wees en as daar fout gaan is daar moeilikheid en jy so op jou senuwees jy vergeet waaroor gaan nagmaal. Jy is want ons is so georganiseer. Ek wil vanmôre vir jou vra in Jesus se naam, onthou jy wat Jesus vir jou gedoen het? Vir die mensdom tot vergifnis, tot redding, tot eenheid, tot herstel van verhouding. Maar wat het Jesus vir jou gedoen? Op jou unieke manier, daai dag, vroeg in die oggend, laat in die aand, in die middel van die nag, tydens die erediens, na 'n karongeluk, whatever, daar waar God jou ontmoet het, onthou jy dit? Onthou jy dit? As ons vanmôre nagmaal gebruik, wil ek jou vra om daai gebeurtenis van jou wedergeboorte te onthou. Bring dit tot memory. Die rolspelers, wie was om jou, waar was jy, wat het gebeur, hoe het dit gewerk? Onthou jy dat dit 'n teken van God se belofte is? Wat 'n belofte? Van redding, van eenheid. Onthou jy dit? Of is dit nou net, ja, Koos, kom on, get over it, jy weet, kom ons gebruik nou nagmaal, ons kan huis toe gaan. It's a beautiful dag op die strand, dit is 'n beautiful dag, ons gaan daar draai. Maar, onthou jy God se belofte, wat het hy beloof? Hy sê, ek sal jou vader wees, ek sê, by Heilige Gees gaan jou kom bly, ek sal jou nooit weer alleen los nie. God se beloftes, God se belofte van Romeine 8, daar is geen meer veroordeling vir jou nie. Hallo, onthou jy hierdie goed? Dink jy, onthou jy in die voortyd? In die voortyd in die susterkerke het jy 'n voorbereidingsdiens gehad. Dan het jy nagmaal gehad, dan het jy 'n nabetragtingdiens gehad. En dis wat ons nou doen. Hier is 'n voorbereidingsdiens. 10 minute. Voorbereiding. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Hoekom? Wat beteken dit vir jou? Verstaan jy dat nagmaal 'n geloofsverklaring is? Dis 'n publieke ding. Hier sê ons vir die wêreld, ons gaan nou nagmaal gebruik. Wat sê ons daardeur? Hoe ons is so spesiaal? Nee. Ons bely dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, dat God die Vader is, dat die Heilige Gees in ons bly. Dis 'n geloofsverklaring. Publiek, daar buite. Wie jou uitdaag, julle ouers met kinders. As ons vanmiddag huis toe gaan, gaan verduidelik vir jou kinders weer. En dan op 'n Vrydag aand, Sondagoggend, whenever julle om die tafel sit en sê, wow, dit was 'n goeie week, wow, dit was 'n vrot week, wat ook al. Kom ons sê dankie vir liewe Jesus. Dan gebruik jy nagmaal om die tafel, want Jesus sê, so gereeld as jy by mekaar is, kom ons maak 'n geloofsverklaring.
Die nagmaal, wat beteken dit? Dit beteken gemeenskap. Wat beteken gemeenskap? Is om een te word. Om een te word. Oral in die Bybel, die geloofsvaders van voortyd, dis amazing. Abraham en Sarah, onthou julle, 90 jaar oud, 90 broer. Hy kom daar by die huis, hy gooi daai tenflap is oop, hy sê, Harnie hom, wat gaan die aan? God het beloof. Wat gaan nou gebeur? En dan? Die Bybel sê, en hulle het mekaar geken. Die ou vertaling. Die man en die vrou het mekaar geken. That's intimate. Julle, dis eenheid, dis gemeenskap. Dis gemeenskap met baie liefde en respek. Julle het om studente wat dalk kyk. Dit wie aanvang daar op die kampus, not quite wat God op gedagte gehad het, hoor, stop het. Stop jou nonsens. Kry as jy nagmaal gebruik, kry die betekenis van God se gemeenskap in jou hart. Stop wat jy doen. Stop wat jy doen. Hoekom nagmaal? Dit gee ons die geleentheid vir deelname. Niemand is uitgesluit nie. Gaan na so en so se huis toe. Gaan bedien dit in die huise. Ja, maar jy's nou nie, hierdie ouens is nou vanmôre nie in die kerk nie. Wie sien jy vanmôre die bank langs jou, voor jou, agter jou is leeg? Wie kort jy? Wie mis jy? Wie hom of haar nie bel en sê, hoor ek jou gemis Sondag. Dis nou Dinsdag, kan ek gou daar by jou kom draai? Ek wil saam met jou nagmaal hê. Want ek het gesien jy het gemis. Ek wil hê jy moet deel wees hiervan. Ek wil hê jy moet deel wees van my lewe. Ek wil deel wees van jou lewe. OK, dit was die voorbereiding diens. Hier kom die nagmaal self. Wat gebeur as ons nagmaal hou? Wat is veronderstel om te gebeur wanneer ons nagmaal vier? In die eerste plek, ons kyk na binnekant, ons kyk na onsself. Kyk na onsself. Hoe lyk jou verhouding met God en met ander mense? Ons is nooit op 'n plek waar ons kan sê arrived. Ek is okay. Nee. Daar's altyd 'n groeipotensiaal, daar's altyd 'n groeiproses, daar's altyd 'n gaping vir inspraak in jou lewe, daar's altyd 'n uitdaging, daar's altyd een of ander ding waar jy kan sê, maar wow, hoe werk dit? Maar hoe lyk jou verhouding met God en met ander mense? Julle, ons moet nie kerk pleeg nie. Ons moet kerk wees. Ons moet kerk leef. Jou verhouding met God, die kruis, onthou julle, vertikaal, jy en God, horisontaal, mense om jou. Dis nogal amazing as jy kruise maak. Julle wat houtwerk, staalwerk, teken, wat. Jy al gesien dat 'n kruis se twee arms is presies ewe lank? Die dwars ene is net bietjie hoër. Hy is net nie in die middel nie, anderster was dit net so. Maar daai ene is nie langer as daai ene. Hulle is dieselfde lengte. Want hoe, sê die Bybel, gaan jy geken word as 'n kind van God? Aan jou liefde verander. That's quite amazing. Hoe lyk jou verhouding met God en met mense vanmôre? Ons kyk na binne en ons bevestig ons eie vergifnis en ons eie verlossing. Ons eie vergifnis. Here, dankie. Dankie dat ek weet, ek was verwyder en U die gap kom toemaak. Vergifnis en verlossing, U het my verlos van daai afhanklikheid. U het my verlos van daai gewoonte. U het my verlos van, hoor jy hom? Hoor jy hom vanmôre in jou hart? Jou eie vergifnis? Ons sit nie nou en kyk na mense rondom ons en sê, ek hoop nie daai ou gaan 'n glasie vat nie, want hy het net Woensdag. Los daai ou.
Los daai ou, jy kan later met hom gaan gesels en vir hom sê, hoor jy ou, jy het dit gedoen en dat gedoen en jy het my seer gemaak en jy het my teleurgestel en wat ook al, kom ons praat daaroor, maar op die oomblik, hoe lyk jou vryspraak en verlossing? Ons vergewe en ons spreek vry. Julle vryspraak is 'n verskriklike ding. As ons dit nie doen nie, dan bly ons in die tronk. Daai onderwyser van jou van jare terug in standaard 3 toe dit nog graad 5 was of andersom, nee, graad 5. Toe daai ou wat vir jou gesê het, ag man, jy is heeltemal te dom, jy hardloop te stadig, jy kan nie in die rugby span wees nie, jy wat ook al. Jy loop vandag nog met daai ding van my pa wat my die hele tyd so paat in die kop geklap het. Sê ja, jy is lekker dom, nee. Jy kan ook net. Ek het dit 'n grappie gemaak. My pa het vir my gesê, 'n groot kompliment. Jong, al wat jy vinnig kan doen is moeg word. Kwai. Pa, ek love jou vir dit. Ek is goed moet moeg word. My pa het gesê ek mag. Het jy vergewe? Loop jy met goed in jou hart wat jy moet klaar mee maak? Ons kyk na binne en ons ervaar oorwinning en oorvloed. Wat beteken oorwinning? Oorwinning beteken God gee vir jou sy Heilige Gees om 'n oortuiging te bring van sonde, van goed wat verkeerd is. God gee vir jou sy Heilige Gees van wysheid, insig, waarheid, onderskeiding om die regte besluite te neem. God gee vir jou mense rondom jou om te gaan vra, jou table of influence, en dan gee God vir jou die genade om 'n besluit te maak en te sê ek gaan nie meer nie. Ek gaan stop. Of ons praat van stop, start, continue, nee. Jy stop of jy begin met dit wat God in jou hart sit. Hoor jy, ek dink is nou tyd dat jy okay, Here, jy gat ons. Hoe werk dit? Bereken die koste, al daai dinge. En dan continue, wel gedaan. Wel dan, hoor, daai ding wat jy doen, is kwai, doen dit, hoor. Het jy in jou hart oorwinning? Het jy oorvloed? Ons het nie almal geld nie, ons het nie almal goeders en blinkkarre en daai is oulik. Daai is oulik, maar oorvloed? Oorvloed is die beloftes van God wat sê deur hom wat in my is ek meer as 'n oorwinnaar. Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Jy het oorvloed. Genade is oorvloed. Wat is genade? Genade is om te kry wat jy nie verdien nie, maar genade nog meer is om nie te kry wat jy verdien. Genade is oorvloed. Ons ervaar dankbaarheid. Ons ervaar dankbaarheid. Hoe werk dankbaarheid? Dankie. Dankie. Ek het eendag, lank gelede, toe ons eie besigheid gehad het, ek en Lana se broer, het ek 'n ouetjie gehad wat vir my gewerk het. Johannes Chabalala het van Parys af gekom. Johannes, as jy ooit luister broer, hier sy hoor. Johannes was die enigste personeellid in 'n maatskappy van omtrent 300 mense wat maand vir maand my kantoor ingekom het, geklop het en gesê dit was 'n sekuriteitsmaatskappy. Loop hy in en sê ek wil net vir jou sê dankie vir my salaris. Jy moet nog gewerk vir jou salaris. Dankie vir my salaris. Hoe dankbaar is jy? Hoe lyk jou dankbaarheid teenoor God as ons vanmôre nagmaal gaan kyk? Ons kyk terug. Ons kyk terug en ons sien ons verlede. Ons sien ons sondige natuur is verby. Onthou ons almal word gebore met 'n default setting van sonde, nee, dit sê die Bybel. Nou nie in daai woorde nie, maar gaan lees om daai sê mense geneigtheid is terug na sonde. Dankie Here, deur sy genade, deur sy Heilige Gees, kom ek en jy onder die leiding, onder die bewustheid van die Heilige Gees om te sê, kom ons gaan net in 'n ander rigting. Daai my lont is net so kort. Ja, presies tog, ja, ek het gesien.
Come on, vernuwe jou denke. Get a godly mind. Okay. Die ou natuur is verby. Skeiding is herstel. Ook was eendag wild, wilder is die wildtuin. Soos legio daar kaal tussen die grafte rondgehardloop. Daai is verby. God het gekom en deur Jesus se brood, deur Jesus se wyn, deur Jesus se liggaam, deur sy bloed, is daar vir jou en vir my vergifnis en herstel. Om te sê, kom net terug. Maar dan, hier is die belofte, wow, dis waaroor ons moet opgewonde wees. Ons kyk vorentoe. Ons kan vorentoe kyk. Daai liedjie wat ons sing van omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Man, omdat hy leef, sê hy vir jou, kom net saam, kom. Geloof, hoop en liefde, kom net saam. Ons is vrygekoop deur sy bloed. Ja, maar Koos, jy weet, jy verstaan nie, hoe sukkel ek my bloedlyn vloeke, my Ons het al daaroor gepraat, ek sê dit weer. Gaan lees daai versie mooi. Die woord sê, God besoek die misdaad van die vaders tot die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Volgende vers. God besoek die regverdige tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet. Die dag toe jy jou lewe vir God gee, toe daai goed verbygegaan. Ons leef met 'n emosionele, intellektuele, fisiese kneusplekke. Ons leef met 'n verwronge gedagtepatroon, maar in die gees is ek en jy vrygekoop deur sy bloed, ons kan gaan. En dan die volgende een, ons kan oorleef en leef in oorwinning. Jy kan jou moeilikheid oorkom. Ander mense rondom jou maak moeilikheid. Hy ry oor die stopstraat, boem in jou kar vas. Ek praat van jy wat oor die stopstraat ry. Die woord praat van jy. Ons het hierdie week 'n gesprek gehad. En ek wil vir jou vra vanmôre in Jesus se naam. As jy wil in oorwinning leef, neem 'n ingeligte goddelike besluit en stiek toe. As jy jou heup se vet uit lid uitslaap en jy gaan dokter toe en hy sê vir jou drink hierdie 3 pilletjies, hoor. Daar's die voorskrif, gaan apteek toe laat hulle jou inspuit. Jy loop uit, sit in die kar, kyk daai voorskrif so sê, ek sien hierdie ou wat in Bosch geswat, hy het teenstel in Bosch geswat, ek wonder of ek hom kan vertrou. Dit sê hier dokter praktyknommer, maar jy weet daar's soveel misdaad deesdae, dalk het hy die ding gekoop of self geprint. Dan gooi jy daai voorskrif so by die venster uit en dan ry jy met jou pyn en lyding aan. Dan kom iemand Woensdag by jou en sê, hoe gaan dit met jou heup? Sê, ag, daai ou dokter is 'n kwaksalwer man, hy het geen idee nie. Ek soek 'n ander dokter. Jy gaan van dokter na dokter loop, jou probleem gaan nie uitgesorteer word nie. Jy neem die besluit, as jy sukkel, gaan jy terug dokter toe. Jy bel nie die dokter en sê, vermoere, ek dink jy's 'n para, hoor. Ek gaan 'n ander professional gaan soek, want jy het dit nie die kat gemaak in my lewe nie. As jy dink Koos en Jabokbediening of jou pastor of jou predikant en jou kerk is die sleutel tot die oplossing vir jou probleem, jy maak die fout vir jou lewe. Die fout vir jou lewe is dat Jesus is die weg en die waarheid in die lewe. Nie Koos nie. Nie die dokter nie. Kom ons gaan leef in oorwinning. Vat 'n besluit en bly daarby. En as jy sukkel, dan kry jy vir jou 10 manne om elke halfuur jou te bel en te sê, ek sukkel. Hoe gaan dit met jou? Kan ek jou help? Hoe gaan dit met jou? Is jy alright? As jy gebaby behoort te word, let's do that. Maar moenie rondgaan en sê, maar dis nou maar soos ek is. Nee, ek en jy leef oorwinning deur sy liggaam wat vir ons gebreek is, deur sy bloed wat ons gevloei is. Ons leef in eenheid met God en mekaar. Eenheid, daar's nie oordeel nie. As ek sien jy sukkel, as ek sien jy het moeilikheid, as jy sien ek het moeilikheid, dan bel jy my en sê vir my, Koos, wat's fout? Hoe gaan dit met jou? Wat maak jy? Dis wat Jesus se nagmaal beteken vir jou en vir my, is eenheid met God en met mekaar.
en ons leef met 'n verwagting van Jesus se wederkoms. Julle, dit beteken nie eindtye nie. Dit beteken nie die 30ste Maart nie. Nee. Dit beteken daar is 'n dringendheid. Daar's mense daar buite wat nie 'n verhouding met Jesus het nie, of 'n verhouding met God deur Jesus nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om van huis te gaan na so en so 'n huis. Vat jou nagmaal elemente saam, gaan sit daar. God gee vir jou 'n entry strategy. Gaan praat met hom oor die jagindustrie, gaan praat met hom oor atletiek, gaan praat met hom oor wat ook al. Kom net in sy huis, want Jesus kom. Ek en jy loop hier oor die pad. Boem, kom 'n kar oor die stopstraat en daar lê die ding Allah. En nou, Jesus het gekom so pas vir jou. En dan? Ek en jy vandag leef met 'n verwagting van Jesus se wederkoms. As ons hierdie nagmaal gebruik, dan sê ons Vader, what a question, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. 1 Korintiërs 11 vers 26. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek en jy leef 'n lewe van vreugde in Jesus. 'n Lewe van vreugde is nie ontkenning nie. 'n Lewe van vreugde is een wat sê, ongeag, dis oukei. Ongeag, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ons leef in dankbaarheid. Kom ons gebruik vanmôre se nagmaal. En ek wil uitdaag, dink aan een ding, net een, om vir die Here dankie te sê. Begin 'n lewe van dankbaarheid, want Jesus het jou in gedagte gehad. Jesus het jou in gedagte gehad. Julle daar by die huis, terwyl ons nou hierdie kant nagmaal doen, gaan ons luister na die oorwinningslied. Net lekker sag in die agtergrond, net as 'n bevestiging. Ons gaan onsself bedien. Asseblief, Ilana gaan vir ons die broodjie kom uit sy sak uithaal. Bring jou vrou en jou familie en jou vriendin en jou kinders saam. Ons gaan hulle nou roep. Dankie Ria. Kom ons vat die kinders en kom ons vat 2 minute, 5 minute. Kom ons vat vir jou 'n stukkie brood, vat elkeen 'n kelkie en gaan staan by mekaar en gaan sit op jou eie en hoe ook al, dit wat die Here in jou hart sit. En kom ons sê vanmôre net dankie. Net dankie. Vir jou, dankie, vrede, blessings, dankie vir alles. Dankie vir julle oproepe, dankie vir julle gebede, dankie vir julle liefde. Gaan sê vir God dankie. Vrede, ons praat weer.